Geliefdes, ons toetrede gesang tot vanoggend se erediens kom uit Gesang 169 en ons sing daar saam strofes 1. Gesang 169 strofes 1. Geliefdes, die wat op die Here vertrou, is so Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit Gesang 393, verse 1 en 4. Broers en susters, hoe maklik vergelyk ons onsself nie met ander mense nie en dink dat ons beter gelowiges is. Ons moet ons lewens eerder aan God se wet meet. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." In 1 Johannes 1
vers 9 staan daar: maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Laat ons met dankbaarheid vir God se genade sing uit Gesang 244 verse 1, 2 en 3. Broers en susters, verder in 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word,
wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gemeente, met ons belydenis het ons bely dat God ewig en genadig is. Kom ons loof God vir sy goedheid. Ons sing gesang 464, verse 1 en 3. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, voordat ons die woord van die Here oopmaak en daaruit saam lees, terwyl hy so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. O Heer ons God, ons dank U vir genade, ons dank U vir ontferming. Ons dank U dat U 'n lewende God is en dat U ook tot spreuke kom. Daarom bid ons dat ons hier en nou U hart en ook duidelik sal hoor. Dat ons sal luister, dit ter harte sal neem en dat U woord ons lewens sal rig. Dat Heer, daar waar ons elke dag ons bevind, ons met ons woorde, met ons gedagtes, met ons optredes, hierdie woord sal leef, hierdie woord sal verdedig, dat hierdie woord vir ander 'n lig sal wees, hoop sal bring. Daarom bid ons
dat u geloofsgemeenskap, u kerk, sal seën en sal lei. Maar ook u kerk sal bewaar. So bid ons ook in die besonder, Heer, vir hierdie gemeente van u. En ons dank u, Heer, vir al u genade en seëninge wat ons so onverdiend ontvang. Ons bid vir ons broers en susters in hierdie tyd. U ken elkeen by die naam. U ken elkeen se omstandigheid. U weet wat elkeen se behoefte is en ook wat elkeen nodig het. Dinge wat in hulle lewens moet gebeur, maar ook dinge wat nie moet gebeur nie. Daarom bid ons, Heer, dat u met elkeen sal wees en dat elkeen bewus sal wees van die teenwoordigheid. Vader, ons bid vir hierdie wêreld wat baie deurmekaar is, onvoorspelbaar is. Ons bid vir hierdie land, Here. Ons bid, Heer, vir uitkoms. Maar Here, ons bid bo als in hierdie wêreld vir bekering en insig, verantwoordbaarheid. Ons bid, Heer, vir die afsterf van die mens se eie wil en die opsoek na u wil. Ja, Heer, ons bid, mag u woord vir elkeen hulle huisreëls word. Ons bid vir oud en ons bid vir jonk. Ag Vader, ons bid, wees ons genadig. Vergeef ons ons skulde, ons sonde, ons moedwilligheid. En dankie, Heer, vir u geduld met ons. Hou u hand oor ons, Heer, in hierdie diens. Dra ons as dit nodig is, as ons hier uiteen gaan. Ja, Heer, ons bid, spreek, want ons luister. En ons kom na u toe in die naam van ons middelaar, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons lees vandag verder daar uit die evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 23, verlede week was die teksgedeelte tot en met vers 38. En vanmôre gaan ons 'n bietjie verder daarvan af vers 39 tot en met vers 43 en vers 43, wat dan ook ons teksvers gaan wees. En jy weet dat ons nou besig is met die reeks prediking oor die kruiswoorde. Daar was 7 kruiswoorde. En vanmôre fokus ons en staan ons 'n bietjie stil by die tweede kruiswoord. Ons lees dan nou saam daar vanaf vers 39 in die Kanselbybel, is dit op bladsy 129. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom aanhoudend gelaster en gesê: "Jy is mos die Christus, of hoe? Red jouself en ons." Die ander een het hom egter bestraf en gesê: "Het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van rekening dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig. Ons word reg gestraf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie." Hy sê toe: "Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom." Jesus het hom geantwoord: "Amen. Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Amen. Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing uit Gesang 388 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 3. Ons sing ook nou graag gesange wat verband hou met die lydingstyd, want ons weet ook vandag is ook die tweede lydingssondag van die kerklike jaar. Ons sing dan nou staande Gesang 388 strofes 1 en 3. Amen.
Geliefdes, dit is so waar. Sal ons ooit werklik verstaan dat die Here Jesus op so 'n weg vir sondaars wou gaan? Verlede week hoor ons die eerste kruiswoorde, 'n kruisgebed. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nog 'n kans het ons gehoor, nog 'n geleentheid. En die vraag was verlede week, wat maak ons met daardie kans? Die volgende gedeelte wat ons vanmôre gelees het, beantwoord daardie vraag. Daar is twee opsies. Maar as ons ook weer eens 'n bietjie gaan kyk na die agtergrond van hierdie gebeure. Ons weet dat die Here Jesus gemartel is en dat die verhore wat hy gehad het onregverdig was, dat hy onskuldig veroordeel is, onskuldig gekruisig is. Ons het ook weer in ons geestesoog onsself probeer indink alles wat daar gebeur het en wat die Here Jesus in sy menswees ervaar het. Dit word nie vir ons in soveel woorde omskryf nie. Ons lees, hy's gekruisig, saam met twee ander. Geliefdes, maar om gekruisig te word, was 'n pynlike saak. Was 'n vernederende saak. Kan jy self indink, daar waar die Here Jesus daar op die grond neergepen was, daar aan die kruis, en daar die spykers deur sy hande geslaan is. Jy weet, ons het by geleentheid ook gesê hoe hulle daardie tyd ook die mense gekruisig het met sy arms wat om die kruis was en sy voete wat aan weerskante was. Heel waarskynlik is dit hoe die Here Jesus gekruisig was, nie soos dit baie kere vir ons uitgebeeld word nie. Dit moes ongelooflik pynlik gewees het. En dan lees ons in ons teks hoe daar met hom gespot is deur die familiehoofde, die gesiene mense, as ons dit so wou verwoord, die skrifgeleerdes, die teoloë, die godsdienstiges van daardie tyd, en hoe die volk, anders gesê, die kerk, gestaan en toekyk het. Ja, enkeles was hartseer, en ten spyte van dit alles dra die Here Jesus na hulle en sê hulle moenie hartseer wees nie. Bemoedig die Here Jesus hierdie volgelinge, hierdie vrouens. En ten spyte van dit alles, praat die Here Jesus, soos ons verlede week ook gesê het, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En vir 'n oomblik, broers en susters, is ons oë op Christus. Vir 'n oomblik is ons ore gespits op hierdie woorde. En tipies mens, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons verstaan dit nie. Hoekom die Here Jesus daardie woorde sou spreek nie? Dit kon net God wees. Dat Jesus inderdaad die Seun van God was, inderdaad die Messias was. Dat hy hom hier gedra is, inderdaad die gesalfde, as 'n koning, wat vergifnis afpleit vir hierdie skare. Maar wat maak ons met daardie woorde? Wat maak ons met daardie kans? Ons is vergeef. En daar is so baie wat vandag hierdie woorde, hierdie uitspraak gebruik om te sê, kyk, hierdie algemene vergifnis. Ag, ons kan maar leef en maak soos wat ons wil. Die Here sal vir ons uitroep, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en ons kan dit gebruik as versagtende omstandighede, want ons weet nie altyd wat ons doen nie. Maar broer en suster, moet versigtig wees. Daar is 6 ander kruiswoorde, en die tweede kruiswoord roep ons tot besinning. Want ons moet vir 'n oomblik 'n bietjie terugstaan.
En nie net die een kruishout aanskou nie, maar weet daar was 2 ander. En dit is nogal interessant, om na hierdie 2 ander kruise te kyk. Want hierdie 2 kruise verteenwoordig nie net die misdadigers, soos Lukas hulle noem, of die rowers, soos Matteus hulle noem nie. Dit verteenwoordig eintlik die mens. Ons sou eintlik kon sê, dit is 2 spieëls wat aan weerskante van die Here Jesus hang. En hierdie 2 spieëls sien ons onsself raak. Interessant, broers en susters, is dat Markus en Matteus vermeld dat beide hierdie misdadigers die Here Jesus gelaster het. En vir baie was dit nogal 'n probleem geweest. Ek by geleentheid 'n lidmaat my ook daarmee gekonfronteer met huisbesoek. Nou, hoe verstaan 'n mens dit? Vertel die Bybel 'n onwaarheid? Nee. Beide het inderdaad die Here Jesus gespot en belaster. Jy moet onthou weer eens, in daardie hitte van die oomblik, hierdie was geharde misdadigers, hulle is tot die dood te veroordeel. Wat hulle presies gedoen het, weet ons nie. Baie het al oor die jare geskryf en beweer dat hulle deel was van die Zelote party. Dit was 'n radikale beweging daardie tyd, wat hulle daarvoor beywer het om die Jode vry te maak, die volk vry te maak onder die Romeinse juk uit. Soos ons vroeër gesê het, die Romeine kon nie verstaan waarom die Jode nie deel van die Romeinse ryk wou wees nie. Vir hulle was dit ondenkbaar. Dit tipies ook van ons eie volk se geskiedenis. Op 'n stadium kon die Britse ryk nie verstaan waarom ons nie deel van die British Empire wou wees nie. Daarom verstaan mense vandag ook sekere dinge nie. Daai behoefte om jou Heer te kan dien in jou bepaalde kultuur, idioom, binne jou bepaalde taal, was vir ons nog altyd kosbaar. Ook hierdie jaar met die feesvieringe van die 100 jaar van Afrikaans as amptelike taal. 'n Ryk geskiedenis. En die wortels lê juis in daardie moment om die Here te kan dien. En dis wat ons ook hier aantref. En hierdie mans het hulle daarvoor beywer heel waarskynlik. En ons weet wat die Romeine gedoen het met rebelle, opstandelinge. Hulle het hulle tot dood veroordeel. Hierdie man sê natuurlik, en ons hoor die woordjie regverdig in ons teksgedeelte, het 'n regverdige verhoor gehad. En sal onthou dat ons by geleentheid gesê het ook, dat die Romeinse reg was 'n gerespekteerde reg gewees. Wel, vandag het dit nog 'n invloed ook op ons Suid-Afrikaanse reg. So hierdie man het 'n billike verhoor gehad, beide van hulle. Hulle is ter dood veroordeel, en daar is hulle weerskante gekruisig. Hierdie soldate, hierdie geleerdes, die samelewing spot hierdie man. Nou wat doen hierdie mans in hierdie laaste uur, hierdie laaste oomblik van hulle bestaan? Hulle neem deel. Dalk word hulle begenadig. Dalk as hulle saam spot, dalk as hulle meedoen aan hierdie skares, word hulle dalk net begenadig. As hulle saam met hierdie massas gaan teen hierdie een man. Ons weet nie, dit word nie vir ons gesê nie, maar ons lees tog iets daarvan in ons teksgedeelte waar daar gepraat word, maar hierdie man is onskuldig. Daar waar hulle seker maar by die tronk was, het dit ook seker maar daar ook vir die ander gesê, maar hierdie man se verhoor was belaglik. Hierdie man is onskuldig. Het julle gehoor waaroor het hulle hom ter dood veroordeel? Dit moes rigbaar gewees het. Hulle moes daarvan kennis geneem het. En onthou, hulle het meegedoen aan hierdie hele prosesie na Golgotha. Hulle het alles aanskou. Daarom dat die ander evangelies korrek is, dat hierdie mans meegedoen het aan hierdie lastering en spot. Maar dan, geliefdes, gebeur daar iets. En ons moet dit ook verstaan na die eerste kruiswoord. As hierdie Jesus, hierdie figuur wat daar in die middel hang, bid,
en die Here aanroep, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, gebeur daar iets. Hierdie een misdadiger, hierdie krimineel wat die wet oortree, landswette oortree, gaan aan. En ons hoor die refrein van die familiehoofd, ons lees in die voorafgaande gedeelte waar hulle sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself, klim van die kruis af, sodat ons in jou kan glo. En hierdie een misdadiger doen presies dieselfde. Hy sê, red jouself en ons ook. Hy vra vir 'n wonderwerk. Dan sal ek in U glo. Bewys U aan my. In hierdie man se sterwensnood dring hy daarop aan. Verwag hy 'n wonderwerk en bly hy om met die Here te spot. Die Here Jesus antwoord hom nie eers nie. En dis belangrik, broer en suster. Ons moet daarvan kennis neem. Die Here Jesus antwoord hom nie, hy argumenteer nie met hom nie, hy draai nie sy kop na hom nie. En dit moet ons ernstige vrae laat vra oor hierdie gedagte wat soms verkondig word van hierdie algemene verlossing, dat almal sal gered word, want die Here het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja, natuurlik het die Here Jesus dit gesê. Maar dit gaan oor die reaksie daar, wat verlede week mee afgesluit het. Wat maak ons met daardie kans? Hierdie man hou aan om te spot. En nou kan ons so maklik hierdie man wil veroordeel. Ja, dan was skurk. Ons kan so maklik sê, maar ons staan een kant. Maar broer en suster, hierdie man is 'n duidelike spieël. Want ons rebelleer ook, nes hierdie man. Ons is elkeen skuldig, broers en susters. Hoe maklik raak ons nie opgewonde en kwaad nie, as dinge vir ons skeef loop nie. Ons raak opstandig. Hoe baie kere beklei ons nie indirek en direk met die Here nie. Hoe baie kere maak ons nie daarop aanspraak en verwag ons dat die Here vir ons ook wonderwerke sal doen nie, want as die Here nie hierdie krisisse vir ons sal uitwerk nie, dan sal ons eers glo. Hy moet dit uitwerk, dan glo ons. So baie mense keer hulle rug op die geloof, omdat hulle teleurgesteld is en kwaad is vir die Here. Omdat hulle glo en oortuig, hulle verdien beter. Hoe maklik vra ons nie, hoekom ek, Here? Wat het ek gedoen? Nou, ons almal doen dit, ek ook. Ons is skuldig, broers en susters. Ons is in geen opsig beter as hierdie man nie. Ons spot en laster ook maar baie kere, nie net wat ons sê nie, maar wat ons dink. En ook baie kere as ons ook maar net stil bly en niks sê en niks doen nie, dan is ons ook maar deel van die horde skares wat maar so staan op 'n afstand en kyk wat gebeur. Ek eens kyk wat doen die Here. Eers kyk. Dan sal ek besluit. So baie mense leef vandag so. Hou die kerk so in die een oog. Ons weet waar. Het 'n telefoonnommer van 'n dominee. Ons kyk eers wat gebeur. En as die moeilikheid kom, dan het ons 'n nommer om te bel en ons daar adres om te gaan besoek. Broer en suster, nou vra ek vir u nou, wat is die verskil met hierdie man? Tot op die einde, hy vra, is hy nie die Christus nie? Sy erkenning. Hy weet hierdie man is onskuldig, want die ander een wys hom daarop. Hy het alles aanskou wat die ander mense aanskou het. Maar in daardie uur het hy hierdie eis, hierdie verwagting, jy sal. Ons lewe baie kere so, broers en susters. Asof ons geregtig is. En veral in hierdie moderne wêreld met menseregte, het jou Satan ons oortuig dat ons het regte. Het die Here nou regtig gesê, julle mag van niks eet nie? Was die Here nou regtig so lelik met julle? Julle het regte, julle moet opstaan vir julle regte. Julle moet doen wat julle goed, wat julle hart vind om te doen. Eet. En sê die Here is bang, julle word soos hy. Menseregte. Maar dan, broer en suster, is daar nog 'n spieël. Nog 'n misdadiger. Nog 'n sondaar.
wat ook die wet oortree het, hy kom tot sy sinne. Hy kom tot ander insig. As Here Jesus daardie gebed uitspreek, en hierdie man besef, maar hier is 'n kans, hier is iets anders, dan hou hy op om te spot. En gaan hy oor om hierdie ander man te berispe, wat ook 'n geloofsbelydenis is. Is jy nie bang vir die lewende God nie? Maar ook 'n skulderkenning, 'n skuldbelydenis. Ons verdien dit. Ons is skuldig. Ons het 'n regverdige verhoor gehad, en ons weet wat ons gedoen het. Verdien om hier te hang. Ek verdien niks. Ek het geen regte nie. Ek doen afstand van my mensereg. Ek is niks. En broer en suster, op daardie moment, die gedeelte sê dit, maar op daardie moment, dan besef hy, hierdie man is die Christus. Hy is die gestuurde, hy is die Messias. Niks anders op daardie oomblik kan ooit meer sin maak as dit wat hy hier gehoor het en dit wat hy hier sien. En dan, broers en susters, hierdie vraag, Vader, dink aan my, Jesus, dink aan my. Broer en suster, dis seker een van die diepste noodkrete wat ons in die woord lees. Ons kan dit eintlik verwoord met 'n lewenskreet. Want dit is verskriklik as mense jou vergeet. Ons het dit almal beleef in ons lewens. As iemand jou verjaarsdag vergeet, of iemand het vergeet om jou uit te nooi, of iemand dink nie aan jou nie, volg nie op nie, stel nie belang nie. Broers en susters, ervaar ons dit hier in ons diepste menswees. Dis nie lekker nie, dit maak seer. Iemand het by geleentheid gesê, 'n mens gaan eintlik 2 keer dood. Die tweede keer is wanneer die laaste persoon wat jou onthou het, ook dood is, en jy vergeet is. As 'n generasie vergeet word. 'n Mens ervaar dit so baie keer as 'n mens daar in 'n begrafplaas loop. Elke keer as ek daar deurry of daar deur stap op pad na 'n graf, dan sien 'n mens name en deesdae is daar foto's. En dan wonder 'n mens altyd, hoe was so 'n persoon se lewe, veral in die ouer begrafplase of van die vorige eeu en so aan. Dan wonder 'n mens baie keer hoe 'n lewe so 'n persoon gelei het. Is daar nog mense wat hierdie persoon se graf besoek? Heel waarskynlik nie. Is daar mense wat hierdie persoon nog kan onthou? Heel waarskynlik nie. Eintlik is 'n begrafplaas 'n plek van vergete. Eintlik so ironies, nee, eintlik so ironies. Ons sit grafstene op en ons sit naampies op as herinnering en te onthou, en tog met die verloop van tyd word jy vergete. Dis die ironie van hierdie wêreld. Dis die loon van die ou Satan en sy regte. Jy het die reg om vergeet te word. En tog is dit inherent hierdie diepste behoefte. Hy vra vir die Here Jesus, dink aan my. Moet my nie vergeet nie. 'n edele versoek. 'n noodkreet van 'n sondaar. 'n sondaar wat alles wat hy gehaat het en alles waarop hy ooit kon roem, net laat faal het. Dit het daar in stukke gebreek daar in die voete van sy kruis. Hy het niks. Hy is niks. Ag Here, dink net aan my. Verder vra ek niks. Moet my tog nie vergeet. En dan, broer en suster, daardie tweede kruiswoord. Daardie besondere persoonlike verlossing en genade as die Here vir hom sê. Amen, soos ons lees hier in die direkte vertaling, die oorspronklike Grieks ook amen, vertaal in die 83 vertaling, voorwaar, dis eg,
Dit sal so wees. Dis 'n waarborg. Moenie daaraan twyfel nie. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En broer en suster, in hierdie woorde, hierdie tweede kruiswoorde, word daar soveel saamgevat. Eintlik, hele geskiedenis, soos dit verwoord word in die Ou Testament, wat lees ons? Ons lees dat die mens verdryf is uit die paradys. Dat die mens nie langer kon verkeer voor die aangesig van die Here nie. En nou kom die Here Jesus en sê, vandag, nie wag, later, ek is besig, ek sal jou nie vergeet nie, ek sal later aandag gee nie, dat ek net eers klaarmaak waarmee ek hier besig is. Kan jy sien, ek is besig? Nee. Kan jy sien, ek kry ook swaar nes jy? Nee. Vandag, daardie versekering van vandag. Broer en suster, ons as moderne mens is so behep met tyd. Daar is 'n horlosie. Elkeen van ons 'n selfoon of horlosie om ons arms. Ons lewens word beheer deur tyd en ons raak al hoe haastiger. Ons wil dinge nou gedoen hê. Hierdie woorde van die Here Jesus gryp eintlik oor alle tyd heen. Hy breek eintlik hier met tyd. Hoe vreemd dit ook al mag klink, kom die Here Jesus hier en sê, tyd gaan jou nie meer bind nie. Hierdie oomblik word 'n heilige. Dit word 'n ewigheidsoomblik. Dis wat hierdie woord eintlik hier in die Grieks ons eintlik na toe lei, as mense gaan kyk na die verbuigings en al, is dit word 'n ewigheidsoomblik. Hier word met tyd gebreek. Paulus sou later iets daarvan probeer verwoord, die baie bekende woorde daai Romeine 8, as hy sê, die lyding wat ons nou verduur, weeg nie op teen die heerlikheid wat op ons wag nie. Daardie man wat daar hang, is 'n geweldige pyn, doodsbenoudheid. En die Here sê vir hom vandag, hier breek 'n ewigheid aan op hierdie oomblik. Jy sal saam met my in die paradys wees. Weer in God se teenwoordigheid. Weer in die paradys, weer in 'n toestand van vrede, geluk, harmonie. 'n Oomblik van sekerheid en vastigheid. 'n Oomblik van tuiskoms, 'n ewigheidsoomblik. Broer en suster, een van die grootste trooswoorde in die evangelie, daar aan 'n kruis. Hierdie verlossing, hierdie kans, word hier 'n persoonlike oomblik. En weer eens, broers en susters, ons kan terugstaan en kyk en sê, maar hierdie misdadiger, as hy dit gemaak het, kan ek dit ook maak. Ek is daarom nou nie so sleg soos hierdie rower nie. Maar broers en susters, as ons so na hierdie gedeelte kyk, dan mis ons dit. Dit gaan oor die mens wat afstand doen. Wat voor die spieël staan en homself sien en sê, Here, niks. Wat hier in ons eie mensjes maar kan vra, dink Here, dink. En dan antwoord die Here. En dan kan ons sien, broer en suster, hierdie is nie net so algemene, goedkoop, oppervlakkige verlossing vir elkeen wat dit wil misbruik nie. Nee. Dit gaan daar vir die mens wat hom oopmaak voor God. Soos 'n Adam en Eva van ouds. Wat wegkruip, wat besef hy skaal. Wat soos 'n Adam en Eva maar daar die blare laat val voor God en sê, hier staan ek in my naaktheid in my mens wees, Here. En waar die Here instaan en sê, vandag, jy's my kind, jy is saam met my. Baie kan ook na hierdie gedeelte kyk en sê, joh, maar dit is dan 'n bietjie onregverdig. Hoeveel slagoffers was op hierdie man se kerfstok? Ja, ons kan die vraag ook maar anders stel, broers en susters, hoeveel mense is al op ons kerfstok? Kollega sê nogal Vrydag 'n mooi ding oor die 10 gebooie.
hy sê dit is eintlik ons huisreëls, dit moet ons lewensreëls wees, en is so mooi, en as ons na daai 10 gebooie gaan kyk, jy weet, ons ook al by geleentheid 'n reeks preke daaroor gehou, dan besef ons is ook maar skuldig van die oortreding van God se wil. Ons volg ook maar nie altyd die Here se huisreëls nie. Ons verskil in geen opsig van hierdie man nie. Die antwoord is, die vraag is, wat maak ons met hierdie kans? Die antwoord vind ons vanmôre hier met hierdie 2 spieëls, met hierdie 2 gekruisigdes. Maak ons aanspraak. Sien ons dit as ons reg om genade te ontvang? Sien ons dit as ons reg om geseën te wees en voorspoed te beleef, om gered te word? Ek hoor hierdie week, waar 'n kollega die opmerking maak uit 'n ander denominasie, waar daar gepreek word vir jong mense, en hulle sit in hulle hordes, waar daar gesê word, visualiseer net dit wat jy in die lewe wil hê, en gryp dit, dis joune, die Here gee dit vir jou, dit hang van jou af, of jy die geloofs- en wilskrag het. Jy is mos die Christus, red my. Broer en suster, die tradisie, die geloofstradisie waarin ons staan, die evangelie van die Here leer ons anders. Hoeveel keer het mense nie hulle skuld en skande voor die Here kom uitstort nie. Dan die Here gesê, jou geloof het jou gered. Gaan heen en moenie langer sondig nie. Die Here het gesê, en ons weer gesê, weer 'n paar weke gelede daarna verwys, maar die Here sê, hy het nie gekom vir die wat gesond is, hy het gekom vir die wat siek is. Hy het gekom vir misdadigers. Hy het gekom vir gekruisigdes soos ons. Maar ons moet afstand doen, broer en suster. Dis ons moet antwoord op hierdie kans. En broer en suster, en is so moeilik. Ons is maar vegters. Ons rebelleer graag. In plaas daarvan dat ons ook maar net soms 'n bietjie nederig moet wees en ons skuld erken. En weet jy, broers en susters, iets hiervan speel af in hierdie wêreld op die groter politieke verhoog, die arrogansie, die eie geregtigheid. Maar ook in die klein hier in ons eie land. Jy sal nie vir my sê nie. En is op alle fasette, broers en susters, is 'n siekte van ons tyd. Iewers is ons geleer dat as jy hierdie lewe wil oorwin, moet jy sterk wees, moet jy trap, moet jy verwoes, moet jy seermaak, want dis hoe jy dit maak. Nee, die Here Jesus kom leer ons juis anders. As jy hierdie lewe wil oorwin, as jy dit wil maak, word nederig, wees dankbaar, verwag niks, maar vertrou op die Here. Plaas jou hoop op God. En broer en suster, as die Here Jesus hier in die diepste angs en in die grootste nood van sy menslike bestaan aandag gee, verlossing gee vir 'n misdadiger, hoeveel te meer nie, broers en susters, nie ook vir sy kerk nie. Daar waar elkeen van ons ook maar met ons uitdagings en dinge sit in die lewe, weet dit dat die Here daar is. En hoor hierdie woorde van die Here vandag. Vandag nog, sal hy saam met my in die paradys wees. Ons moet dit natuurlik reg verstaan. Daai man het nie dadelik daar van die kruis afgekom en daar weggestap tussen almal nie. Nee, hy het tot die einde uitgesterf. Maar daai lyding wat daar was, soos ek vroeër gesê het, het nie opgeweeg teen dit wat die Here vir hom gebring het, en soos dit in ons lewens ook. Ons hang ook maar baie keer aan kruise, en ons moet ook baie keer ons kruise dra. Die Here sê dit, as jy agter my wil aankom, moet jy jou kruis opneem en my volg, maar hou my voor oë. Want die heerlikheid weeg nie op teen dit wat ons deurgaan nie. Hierdie tweede kruiswoord, broers en susters, roep ons vanmôre op. Weer eens met die vraag, wat maak ons met ons tweede kans?
Die Here het sy lewe gegee vir hierdie kans, hierdie geleentheid, hierdie oomblik wat ons het. Is ons soos die een misdadiger wat aanspraak maak op God se verlossing? Of is ons soos hierdie ander misdadiger wat sy skuld bely en die genade van die Here aanneem? Mag die Here ons genadig wees, broer en suster, dat ons elkeen altyd in nederigheid voor die Here sal leef. Ons kan ook net bid dat daar ook nederigheid sal kom in hierdie wêreld, afhanklikheid van God. Dat daar gesoek sal word na die wil van God. En dat die wêreld in hierdie tyd waarin ons leef, die mens, sal afstand doen van sy arrogansie. Want onthou, vir een misdadiger was daar 'n paradys. En vir die ander een was daar die hel. Anders gesê, 'n godsverlatenheid. Amen. Geliefdes, terwyl jy so sit, kom ons dank net. Ons hemelse Vader. Here, ons leer vanmôre en ons hoor uit hierdie tweede kruiswoord. Here, ons besef weer terdee dat die kruisiging van die Seun was nie net 'n goedkoop geleentheid, 'n propaganda veldtog om mense te beïndruk of mense te beïnvloed nie. Nee. Dit was opregte, eerlike afstaan van die Seun se lewe vir ons, sodat ons saam met hom in die paradys weer kon wees, saam kon wees in die teenwoordigheid. Maar Vader, ons bid, skenk ons deur u Gees daardie helderheid van verstand, dat ons op hierdie wonder van genade in die geloof sal reageer. Dat ons nie sal reageer soos die wêreld nie, en soos die geleerdes baie kere, en die wysgeere nie, daardie skares. Maar Heer, dat ons sal reageer soos hierdie misdadiger in nederigheid en ons eenvoud. Dat ons onsself sal raak sien en sal besef wie ons is. Maar dat ons sal raak sien wie U is. Dat ons ook aan onsself sal sterf. Dat ons tot inkeer sal kom. Ons skuld sal bely. En Heer, soos ons ook gesing het, en soos ou Luther gesê het, dat ons soos bedelaars voor U sal wees, ons hande geopen, en dat ons sal dankbaar wees vir wat U vir ons gee, maar Heer, ons weet, dat vir U kerk, vir U kinders, vir U kudde, gee U soveel meer, as wat hulle ooit opgeregtig is. U maak weer die poorte oop van die paradys. Vader, kan ons ooit meer as dit verdien? Is ons ooit meer as op dit geregtig? Nee, ons verdien niks. Maar U skenk dit vir ons. Vader, ons bede is dat dit ons in die hart sal gryp. Dat dit ons op ons knieë sal bring. En dat U sal loof en dank. Vader, vergeef ons. Vergeef ons vir al die spot en hoon. Vergeef ons vir al die eie geregtigheid. Lei ons, Heer, dat ons met waardigheid sal leef tot U eer, maar ook, Heer, ook met die oog op ons medemens. Dat daar waar struikbyle is, dat ons dit sal begrawe, sal verbrand. Dat ons sal vrede maak, Here. Dat ons sal leef vir die waarheid en geregtigheid. Vader, dit bid ons in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ons sing nou saam ook as antwoord op die gebed en prediking uit Gesang 281, en ons sing daar strofes 1 en 3. Jy sal sien die laaste gedeelte van strofes 3 is daar bewaker, as ek reg kan onthou, ek het nou nie voor my nie, maar ons gaan dit herhaal aan die einde asseblief. Ons sing dan nou staande en biddende Gesang 281, strofes 1 en 3, waarna u bly staan vir die uitspreek
van die Seun groet. En dan sing ons uit Gesang 286. Dankie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. Ja, God is ons bewaker en sal met u elkeen wees. Amen.